Shalom. As ek jou vandag kom groet met die woord Shalom, dan het jy al ergens in die verlede die woord gehoor en weet jy dat dit na vrede verwys. So as iemand jou groet met die woord Shalom, dan bid daardie persoon vir jou gesondheid, harmonie, vreugde, vrede, kalmte en rustigheid toe. Vandag is Maandag, die eerste dag van die Groot Lydingsweek. En in hierdie Groot Lydingsweek, wat nou begin het gister met Palm Sondag, wil ons so 'n bietjie dink oor emosies wat ons beleef in hierdie tyd en hoe dit ook gehak word aan Christus se kruisiging. As ons vandag bietjie gesels oor vrede, wil ek eers vir jou 'n storie vertel oor vrede. Daar was 'n koning wat 'n kompetisie gehou het vir die persoon wat vir hom die mooiste skildery kon skep oor vrede. Daar was op die ou en 2 waarna hy gekyk het. Die een skildery was 'n pragtige prent van heuwels, mooi groen gras, die sagte wolke, die water, die meer wat daar loop. Alles lyk net pragtig, blomme in die veld, 'n toonbeeld van vrede. Maar daar was nog 'n skildery wat die koning se aandag getrek het. Hierdie skildery het ook water gehad, maar die wolke in hierdie skildery was dreigend, donker. Dit het gereën, dit het gelyk of daar weerlig kan wees. Die wind het gewaai en die bome, kon jy sien, staan skoon skeef van al die wind. In die voorgrond van hierdie skildery is daar 'n waterval wat jy kan sien wat bruisend na onder gaan. Dit raas en dit is sommer net 'n prent wat 'n onrustigheid in jou bring. Maar toe die koning 'n bietjie nader kyk, toe sien hy dat dig by die waterval is daar 'n boom, en die boom hang so half oor hierdie waterval. En in die mik van hierdie boom is daar 'n nes. En op hierdie nesie sit 'n mamma voël op haar eiers. En sy is die toonbeeld van vrede. Die koning het die tweede skildery as die wenner gekies, want, het hy gesê, vrede beteken nie dat jy op 'n plek moet wees waar daar geen geraas, geen uitdagings of gevaar of onrustigheid is nie. Vrede beteken om ten spyte van alles wat rondom jou gebeur, nog steeds rustig en kalm in jou hart te wees. Dan, sê hy, het jy ware vrede. Wat is vrede? As ons vir Google raadpleeg, dan sê dit vir ons dat dit 'n tydperk is waar dit rustig is, waar jou emosies gebalanseerd is, waar daar harmonie is, kalmte, rustigheid. Maar as ons volgens daardie definisie werk, het Jesus nooit vrede gehad nie. Sy uiterlike omstandighede en sy emosies was baie keer onrustig. Kom ons kyk na 'n paar. Polities was die land oorgeneem deur die Romeine. Die disippels en van die ander volgelinge het die verwagting gehad dat hy ontslae sou raak van die Romeinse heerskappy en dat hy politieke vrede sou bring. As ons ekonomies kyk, het Jesus nie eers sy eie huis gehad nie. Ons lees dat hy sê dat hy nie 'n plek het om sy kop neer te lê nie. Kom ons kyk na sy beroepslewe. Die rabbies van daardie tyd het hom verwerp. Inteendeel, aan die einde van sy lewe het hulle almal teen hom gedraai. Fariseërs en skrifgeleerdes het hom gesien as 'n rebel en as iemand wat nie in die sisteem inpas nie. Kom ons kyk na sy familie. Sy pa is waarskynlik oorlede toe hy nog baie jonk was. Sy broers glo nie eers in hom nie. Ons lees dat Jakobus en Johannes eers na sy opstanding in hom begin glo het. En sy vriende en die disippels, dit het nie altyd maklik en goed gegaan nie. Sy tesourier, Judas, met hom is daar groot probleme en hy veroorsaak op die oomblik dat Jesus gevange geneem word. En innerlik is Jesus bekend as die man van smarte. Hy het baie pyn beleef en ervaar. Hy raak kwaad, hy huil. Aan die einde van sy lewe in die tuin van Getsemane lees ons dat hy diep ontsteld was. Dat hy sy disippels gevra het, kom bid asseblief saam met my. So wat is die vrede dan waarvan Jesus praat? Die vrede wat Jesus bring is nie 'n vrede wat oor ons omstandighede gaan nie. Dis 'n vrede ten spyte van ons omstandighede. In Johannes 14 vers 27 lees ons, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie.
Dan lees ons ook in vers 33 van hoofstuk 16, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Alle mense streef na geluk. Maar om gelukkig te wees, om gelukkig te leef, moet daar vrede in jou lewe wees. Vrede met jouself, vrede met jou medemens, met die natuur, vrede met God. Ons leef in 'n wêreld waar daar nie baie vrede is nie. Daar's hongersnood, daar's oorloë, daar's lyding, daar's tsunamies, daar's aardbewings. Ons wil tog so graag vrede hê. Maar as ons lees van Jesus, dan lees ons dat hy die vredevors is. Dat hy die een is wat vrede bring. Filippense 4 vers 9 lees ons, en die God wat vrede gee, sal by julle wees. Is dit dan regtig moontlik om God se vrede te ervaar in 'n tyd waarin dinge so vredeloos is? Ja, ek dink tog so. Want God se vrede het in die eerste plek nie met ons uiterlike omstandighede te doen nie. Vrede, God se vrede, gaan oor ons verhouding met God. Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. Daarom kan ons nie God se vrede in aardse woorde 100% beskryf nie. As ons in die groot lydingsweek kyk na 'n paar emosies, dit waarvan ons die saligsprekinge in Matteus lees, dan is vrede een van daardie emosies, saam met hoop en liefde en dit alles in 'n gebroke wêreld. Kom ons dink in hierdie groot lydingsweek aan 'n ander vrede, nie 'n wêreldse vrede nie, nie oorlog vrede nie, maar 'n vrede wat ons beleef omdat ons anders gemaak is. 'n vrede wat in ons leef, deur Christus in ons leef, en wat maak dat ons die lewe anders sien. As jy in hierdie lydingstyd sukkel om werklik die vrede van Christus te ervaar, kom tot stilstand en vra vir jouself af, wat is daar wat tussen jou en God en daardie vrede kom staan? Wat is daar wat jou vrede steel? Wat laat jy toe dat dit jou vrede steel? Gebruik hierdie tyd, hierdie week, om rustig te raak en stil te raak voor die Here en hierdie vrae met hom uit te sorteer, terwyl dit nog swaar op jou hart lê, sodat jy ook daaraan spesifiek aandag kan gee in hierdie week. Ons het aan die begin geluister na 'n Taizé lied. En Taizé is 'n geloofsgemeenskap, kloostergemeenskap in Frankryk. En wat so spesiaal is van hierdie gemeenskap, van hierdie plek, is dat die liedere wat hulle daar sing, is almal liedere wat herhaal. Dis liedere wat oor en oor gesing word, min versreëls, dieselfde woorde oor en oor. En dalk klink dit vir ons te eenvoudig. Ons soek dalk meer verse, maar die idee van daardie liedere is dat jy dit sing totdat jy dit werklik sing. Met die verstandhouding dat jy dit so deel van jou is dat jy later nie meer hoef te dink oor die woorde of te wonder oor die woorde nie. Jy kan dit saam sing, saam luister totdat jy werklik die betekenis daarvan snap en dit as 'n gebed kan gebruik. Kom ons luister nog 'n rukkie daarna en gebruik dit dan ook persoonlik vir jou tyd saam met die Here. Vrede vir jou. Ons praat weer môre verder.